Goeiedag. Nou, jy sal weet, dit is nie vir een van ons lekker om gebriek te word nie. Dit is nie vir ons aangenaam as daar 'n klip in my pad gerol word nie. Byvoorbeeld, jy het miskien so uitgesien na 'n heerlike vakansie, en nou is daar by die huis ingebreek, en jy kan nie weggaan nie. Of jy was geweldig opgewonde oor iets soos 'n sporttoer, of een of ander reis, maar nou lê jy magteloos op jou rug in 'n hospitaalbed. Of jy was ywerig besig om met 'n nuwe besigheid te begin, en nou het jou vennote jou in die steek gelaat. Miskien nog erger, jy het so uitgesien na 'n spesifieke kerkgeleentheid, soos 'n kamp of 'n uitreikgeleentheid. Jy wil regtig iets vir die Here gaan doen het. En nou gebeur daar ook iets, soos 'n kar wat breek of finansies wat nie voldoende is nie. En nou wonder jy, hoe nou? Ek wil dan nou juis iets vir die Here gedoen het. Hoekom word ek nou so gestrem? Hoekom val my planne deur die mat? Ja, dit is vir ons baie sleg as ons planne nie wil uitwerk nie. Veral nog as ander mense ons planne verongeluk. En dit maak ons maklik kwaad, of nog erger, depressief en moedeloos. Dit kan selfs twyfel by ons wek. Nou weet jy, Paulus was ook 'n man van planne. En sy planne was goeie Christelike planne. Reisplanne. Nie reisplanne om vakansie te gaan hou nie, maar reisplanne om die evangelie van Jesus so ver moontlik te versprei. Maar nou, as hy die brief aan die Filippense skryf, kan hy nie reis nie, want hy sit in die tronk, vasgekeer. Hoe nou? Hoe reageer hy? Kyk 'n bietjie saam met my na Filippense 1 vers 12 tot 18. Paulus wil graag hê dat die gemeente in Filippi, vir wie hy nou skryf, sy gevangenskap reg moet verstaan en interpreteer. Ja, hy weet, sy gevangenskap lyk op die oog af soos 'n terugslag vir die evangelie. Maar hy wil dat ons bietjie dieper sal kyk. Broers, ek wil hê julle moet weet dat wat met my gebeur het, dis nou hierdie gevangenskap, in werklikheid tot die bevordering van die evangelie gelei het. Geweldig. Ja, dit lyk asof God se saak nou verloor en die prediker Paulus nie kan reis en kan preek nie. Maar daar's 'n groter prentjie, 'n dieper waarheid om raak te sien. Eindelik, sê Paulus, is dit 'n wen-wen situasie vir die koninkryk en die eer van God. Nou, soms so op minstens 3 maniere is Paulus se onregverdige gevangenskap, want hy sit onskuldig in die tronk, en sy ongerieflike gevangenskap wel 'n positiewe wins vir die evangelie. 'n Eerste rede is die elite keiserlike wag wat hom oppas, het nou ook van Jesus en die evangelie van Jesus gehoor, want hulle sou mos nou weet en navraag doen, hoekom sit jy in die tronk? En dan het Paulus nou die geleentheid om dit vir hulle te vertel. Sodoende het dit by die hele pretorium en al die ander bekend geword dat ek ter wille van Christus in gevangenskap verkeer. Ja, mense wat waarskynlik nooit ooit van Jesus in 'n kerk sou hoor nie, hoor dit nou. Hoor nou van Jesus, terwyl Paulus 'n gevangene is. Maar Paulus se dapper verduring van sy lyding in die tronk het ook nog 'n verdere positiewe uitwerking,
Ander mense, wat miskien voorheen skaam en bang en teruggetrokke was, het nou vrymoedigheid gekry. Hulle is nou aangespoor deur Paulus se dapperheid en hulle het besluit, ons moet ook die evangelie verkondig. Vers 14. Ook waag die meeste van die broers in die Here, omdat hulle as gevolg van my gevangenskap vertroue gekry het, dit baie meer om die woord vreesloos te verkondig. En dan is daar nou somme indirek, dit staan nie hier nie, want Paulus het dit waarskynlik nog nie besef nie, is daar natuurlik 'n derde positiewe gevolg van Paulus se tronkstraf, weens sy gevangenskap, het ons nou die kosbare brief aan die Filippense, en ook van sy ander briewe, en miljoene mense, waaronder ek en jy, lees dit nou nog na 2000 jaar. In sy wildste drome sou Paulus dit nie vir hom kon indink nie. Kan jy sien hoe werk God op maniere, al is dit nie altyd vir ons lekker maniere nie, op maniere wat ons nooit sou ons kon indink nie. So dis die punt, Paulus verduur sy gevangenskap met blydskap, want hy sien die groter prentjie. Blydskap, onthou, ons het alreeds baie keer dit gesê, blydskap is 'n deurlopende tema in die Filippense brief. Die rede vir hierdie blydskap is dat die evangelie van Jesus steeds verkondig word, ongeag die omstandighede. En hier sien ek en jy 'n baie belangrike ding, wat prakties vir ons ook van groot betekenis is. En dit is, Paulus se vreugde is nie mensgesentreerd en dis nie afhanklik van ander mense of materiële omstandighede nie. Dit is Christus gesentreerd. Prakties beteken dit, die bron van Paulus se blydskap is nie hoe dit met hom gaan nie, maar is Jesus self. En Jesus leef altyd. En niemand kan Jesus van ons wegvat nie. En daarom kan ons altyd bly wees. En omdat dit vir Paulus om Jesus draai, ja, is hy ook hier in die tronk, vol blydskap, as die evangelie van Jesus maar net bevorder kan word. Dit maak hom bly. Nou, dis 'n baie diep blydskap, en hoe diep en hoe eg hierdie blydskap is, word nou verder duidelik, as Paulus ook melding maak van sommige mense, wat met vals motiewe Christus verkondig. Ons moet nie dink, almal was nou suiwer en opreg nie. Hy vertel van mense in vers 16, wat die evangelie uit liefde verkondig, maar dan vers 17, maar die ander verkondig Christus uit selfsugtige ambisie, nie met opregte motiewe nie, maar met die bedoeling om vir my in my gevangenskap verdrukking te veroorsaak. Nou presies wat hier gebeur het, is nie heeltemal duidelik nie, maar dit gaan hier oor mense wat wel die waarheid van Jesus verkondig het. So dit gaan nie hier oor vals profete en dwaalleraars nie. Hulle het die regte evangelie verkondig, maar hulle het dit met selfsugtige motiewe gedoen. Hulle het hulle self waarskynlik gesien as mededingers van Paulus, in kompetisie met Paulus, en nou is Paulus in die tronk, en nou is die kompetisie minder, en nou kan hulle ook hulle eie beel blaas, en hulle eie saak bevorder. Hulle kan nou hulle self verhef, en vir hulle self 'n naam maak. Dit gaan met ander woorde oor hulle eie belangrikheid. En op die manier het hulle Paulus se lyding ons nou eintlik erger gemaak. Maar, kyk net hier, Paulus se gesindheid verstom en verbaas mens. Vers 18. Wat maak dit egter saak? In elk geval,
of dit met bybedoelings of in waarheid is, word Christus verkondig en daaroor is ek vol blydskap. Dit is geweldig. Dis asof Paulus hier sê, hy sê, ag weet julle, ek weet as mense wat met valse motiewe die woord verkondig, maar ek gee eintlik nou nie om wat ander mense se bedoelings is en hulle bybedoelings is nie, en of hulle suiwer of eg is nie, dit gaan my nie aan nie, dis nie my saak nie. Ek is net ontsettend bly as Christus Jesus verkondig word, want dit gaan oor sy naam. Let op, vol blydskap. En hier is weer eens 'n baie duidelike bewys. Paulus se blydskap is nie gebou op sy eie gerief en reputasie nie. Dit maak nie vir hom saak nie. Solank die saak van Jesus net bevorder word, dan is hy gelukkig. Dit gaan nie oor myself nie, besef Paulus. Dit gaan oor Jesus Christus. Dit laat my dink aan die groot herlewing in die 18de eeu in Engeland, Amerika, die Britse eilande in Amerika. En daar was verskeie groot predikers destyds, en hulle het die waarheid verkondig, maar soos dit maar altyd gaan, was daar ook verskilletjies onder hulle en groepvorming, en partykeer het dit ook maar tot konflik gelei, en dit is in hierdie konteks wat die groot herlewingsprediker George Whitefield gesê het. Let the name of Whitefield perish. Daarmee het hy bedoel, my eie naam maak nie saak. Dis nie vir my belangrik dat ek volgelinge moet kry wat agter my aanloop nie. Dat mense my as hulle leier moet aanvaar of erken nie. Nee, dit gaan net oor die evangelie wat verkondig moet word. So orals gaan ek die evangelie verkondig en dit gaan glad nie oor myself nie. John Piper het hieroor gesê oor hierdie gedeelte in Filippense. Paulus se reaksie en sy gesindheid hier is 'n skerp afwysing van die gevaarlike siekte van bedieningsego. Dis so waar, want juis as mens vir die Here ook werk, as prediker of leraar op een of ander manier, of enige iets wat jy in die kerk van die Here doen, moet ek altyd seker maak, gaan dit nou regtig oor Jesus, of gaan dit eintlik oor myself, oor ek wat vir myself naam wil maak. Nee, vir Paulus gaan dit nie oor sy eie belangrikheid en ego nie. Al wat tel is die verkondiging van Christus. As hy nie die eer kry nie en ander mense preek terwyl hy in die tronk sit, is hy heeltemal gelukkig, solank Jesus net verkondig word. Nou, ons het by 'n vorige keer gesien dat Paulus gebid het spesifiek vir die gemeentelede in Filippi, dat hulle onderskeidingsvermoë sal hê om die dinge wat saak maak te onderskei. Ek lees net weer vir jou vers 9 en 10. Ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees. Ons gesien hierdie dinge wat saak maak, dit beteken dat ons insig sal kry om te besef, wat is nou regtig vir God belangrik? Wat is ewigheidsbelangrik? Wat tel regtig in God se oë? Wat maak saak vir God, nie vir ons nie? En hier sien mens nou prakties hoe Paulus hierdie beginsel in sy eie lewe in die tronk toepas. Wat vir hom regtig saak maak, is nie sy eie gerief en gemak nie, ook nie sy gewildheid nie. Natuurlik, vir hom as mens was dit beslis seker nie lekker in die tronk nie. Maar wat vir hom vreugde gee, dit wat regtig saak maak, is die verkondiging van die evangelie. En daardeur natuurlik die eer van God self. En dit gee vir hom 'n berusting, maar meer as 'n berusting, ook 'n blydskap tydens sy gevangenskap, want sy gevangenskap bevorder juis die verkondiging van die evangelie. Nou ons sal sien, agter Paulus se gesindheid van blydskap in moeilike omstandighede, lê daar diep waarhede.
Dit gaan daaroor dat die soewereine God sy kerk bou op menslik onverstaanbare en onlogiese maniere. En ook die verspreiding van die evangelie en die koms van die koninkryk is nie afhanklik van uiterlike vryheid of sukses of baie geld of wonderlike talente nie. Nee, God werk met kruislogika. Dis die hart van die evangelie. Juis deur die lyding, die oënskynlike swakheid van Jesus, God wat mens geword het, is ons verlos. En weet jy, hierdie kruislogika geld ook vir die kerk en vir ons daaglikse lewe as kinders van God. God se krag word juis in menslike swakheid, te midde van menslike swakheid en onvolmaaktheid sigbaar. Weereens, die kerk groei nie deur geweldige, magtige mense of mense met baie geld of belangrike persone nie. Die kerk groei deur nederige, getroue getuienis. Juis ook in lyding. 'n Lyding wat ons met blydskap kan verduur. Ek wil jou uitdaag, kom ons kyk 'n bietjie anders na ons struikelblokke. Na die klippe wat aan ons pad gerol word, die probleme wat ons ervaar, die krisisse, maak nou nie saak wat dit is nie. Kyk 'n bietjie vanuit God se hoek. Hy is in beheer en hy kan ons gebruik soos en wanneer hy wil. Ons vind nie ons vreugde in ons eie suksesse of planne nie. Ons vind ons vreugde in die verkondiging van Jesus Christus. Maak nie saak deur wie nie. So, daarom ook juis in tye wanneer ons eie planne misluk, of ons omstandighede ons belemmer om te doen wat ons beplan het, ook goeie goed wat ons beplan het. Dis dan juis in sulke tye wat ons kan sien wat regtig in ons harte leef. Waaroor gaan dit vir my? Oor my eie ego, my eie gerief, my eie prestasies, of gaan dit net oor Jesus? Ons vreugde moet nooit gebou word op ons eie belangrikheid en gerief nie. Nee, God gee ons mos juis geleenthede om te getuig, op die vreemdste maniere. As jy dalk vir iemand moet sit en wag, en jy wil ongeduldig raak, en jy word kwaad, kyk net hoe word ek nou in die wiele gery, of my planne in die wiele gery, dan stuur die Here dalk iemand daar oor jou pad, teenoor wie jy moet getuig. Kom ons onderskei dit wat regtig saak maak, naamlik die evangelie van Jesus moet versprei en geleef word in alle omstandighede. Amen.